Ons lees in 1 Samuel 10, hoe dat Samuel vir Samuel salf en dan vir hom sê, dat daar 'n reeks wonderbaarlike tekens vir hom sal volg. En dit verteenwoordig die deurslaggewende oomblik, waar Saul se lewe vir altyd sou verander. Alles was gegrond op die versekering van God se teenwoordigheid met hom. Samuel het 3 spesifieke tekens vir hom gegee. Hy gaan die verlore donkies, gaan hy terugkry. En dan sê hy in die tweede plek, hy gaan brood by vreemdelinge kry en hy moet dit eet. En dan die derde, hy gaan saam met 'n groep profete profeteer. En dan gee hy vir Saul hierdie interessante opdrag, 1 Samuel 10 vers 7. Sodra hierdie tekens vervul is, doen dan alles wat jou hand vind om te doen, want God is met jou. En hierdie opdrag het diepgaande betekenis oor hoe 'n mens in God se teenwoordigheid lewe. Saul moes nie op sy eie inisiatief optree nie. Hy moes wag vir dit wat die Here gegee het, en ons het soveel meer as Saul. Ons het die hele woord van die Here. Die tekens wat hy ontvang het gedien as God se handtekening, wat vir hom gewys het dat die Here alles bestuur. Die tekens was die bevestiging dat die Here met hom was, en daarom kon Saul nou beslissend optree. Jy hoef nie vir elke klein treetjie 'n nuwe woord te ontvang nie, want die versekering is, God is met jou. Dit was bedoel om die brandstof vir sy koningskap te wees. Nou weet jy dat in Bybelse tye het wagte op die mure gestaan. In die donkerste ure van die nag was hulle daar. Hulle kon nie die son dwing om op te kom of die dagbreek versnel nie, maar hulle was op hulle pos, waaksaam. Hulle het geweet dat die môre op pad is. Ek en jy verstaan nie altyd waarom ons moet wag nie, maar ons word geroep om wakker en gereed te wees vir hoe die Here werk. Samuel se herinnering aan Saul oor God se teenwoordigheid herinner vir ons daaraan dat God se teenwoordigheid 'n werklikheid is. Gedurende 'n desperate tyd in die geskiedenis van die beroemde sendeling in China, Hudson Taylor, het hy vir sy vrou hierdie beroemde woorde geskrywe. Ons het 25 sent en al die beloftes van God. Jy sien, vertroue is nie gebaseer op wat jy het nie, maar op die karakter van die Here. As jy 'n koek te vroeg uit die oond uithaal omdat jy honger is, eindig jy met iets wat platgeval is. Jy moet die hitte en die tyd wat deur die resep voorgeskryf word vertrou, dat dit iets moois gaan produseer. Om God se proses te probeer verhaas, lei dikwels tot halfgebakte oplossings. Daarom moet ek en jy leer om te vertrou dat die Here by ons is. In die hitte van ons beproewing, ons swaar kry, wil hy die perfekte resultaat verkry. Kom ons bid saam. Here, ons begin hierdie nuwe week in U naam. Ons weet dat U alles beheer. Dankie vir daardie versekering, dat in Christus het God Immanuel met ons geword. Amen.